Welkom terug. Nou, jy het al gehoor van die FHK se skryf dit liedjie kompetisie. Ons het nou al oor gepraat, ons het die live reads gedoen en dit is ook 'n heerlik en 'n lekkerte om aan te kondig dat die groot ontbyt trots 'n mediavennootskap is of 'n vennoot is van die skryf dit kompetisie. En vanoggend gesels ons met Ren en Barry juis oor hierdie wonderlike kompetisie en hulle is van die FHK. Goeiemôre julle. Goeiemôre. Nou vir mense wat nou steeds nie weet wat die skryf dit kompetisie is nie, Ren, wat presies is die kompetisie? Hoe werk dit en hoekom het julle gedink dis belangrik om hierdie platform te skep? So kykers moet nou baie mooi luister want ons is baie opgewonde oor die FHK skryf dit kompetisie. Dis basies 'n platform waar Afrikaanse stories in musiek omskep kan word. So ons almal weet daar's baie mense wat lirieke skryf, of dit nou in 'n notaboek is of op 'n foon is. Daar's so baie mense wat liedjies skryf, maar nooit die geleentheid kry om daardie liedjies te laat lewe nie. En dit is presies wat FHK skryf dit bied. Die geleentheid om daai liedjies vlerke te gee. En dit is hoekom ons hierdie platform toe nou gevestig het, want jy kan dan saam met gevestigde kunstenaars werk wat jou help om jou liedjie te laat lewe. Dis oulik. Dis fascinerend. Jy sê nou saam met gevestigde kunstenaars werk, daar's julle noem hulle gurus, die mentors, nee? Ja. Wie is die gurus? Hier's 'n paar name wat ek al dophou, maar wag, hier is Leslie. Ek sal myself antwoord. Moenie worry. Henriette Norman, Ampi, Danny van de twee van Spoegwolf, John Henry Opperman van Klopjag, William Wolf. Hoe werk hierdie mentorskapprogram? Want as ek nou gediggies geskryf het toe ek in matriek was, maar ek weet dit kan liedjies word, dit kan lirieke word. Hoe werk hierdie mentorskap? Hoe gaan dit my help? So die mentor speel 'n fundamentele rol want hulle lei die liedjieskrywers. So hulle is soos die coaches wat jou gaan help om daai liedjies op die einde van die dag tot die beste produk te lewer. So hulle lei die liedjieskrywers om daardie liedjies tot die beste van hulle potensiaal te maak. Ja. Nou, Barry, behalwe vir die mentors, so ons het nou die mentors, wat die mense help om dit, dan het ons nou die beoordelaars. Nou, hulle sluit mense in soos Jakkels Vibes, Pieter Smit, Jannie de Tooy, Gian Groen, Stefan Jansen en vele meer. Wat beteken dit vir deelnemers om sulke gevestigde beoordelaars te hê? Want dis nou die ding, jy kan ons nou enige iemand kan vir jou sê, Jan is oulik, jy wen. Maar jy soek daai naam agter, want as daai persoon nou vir jou sê, jy weet, jy wen. Verstaan, Gian Groen vir jou sê, okay, jy's die wenner. Wat dink jy beteken dit vir die deelnemers om hierdie gevestigde beoordelaars te hê? Weet ek, dit is eintlik iets regtig baie besonders vir elke liedjieskrywer daar buite om die geleentheid te kry. Dat sulke mense wat eintlik nou hierdie treffers op die verhoog self gesing het en self treffers geskryf het, om regtig hulle oor te kry en hulle oordeel te kry, om te regtig te weet jy wat, is ek op die regte pad? En so ek dink dit is enorm, veral die feit van daar's 'n addisionele platform wat ons binne skryf het ook gemaak het, waar nie net die top 20 gaan regtig gesien kan word daar buite nie, want na die top 20 plaasgevind het, is dit ook dat ons die res van die liedere wat regtig potensiaal het, op 'n database sit en dit versprei na platemaatskappye toe en ander sangers en so dat hulle ook natuurlik hierdie mooi Afrikaanse musiek of geleentheid kan kry om dit te kan gebruik om daarna natuurlik dit vry te stel. So die top 20 hierdie geleentheid, maar almal wat eintlik deelneem, het daardie geleentheid dat platemaatskappye en almal hulle kan sien, maar ook wat 'n bonus is. Van die beoordelaars se kant af, soos wat hierdie beroemde sangers en so hierdie liedjies werk, as jy natuurlik nie jou liedjie is wat wen nie, kan daai beoordelaar ook natuurlik dan dalk moontlik saam met jou wil werk om jou liedjie verder natuurlik dan te vat. So dit is wat so belangrik is, dat hierdie gesoute sangers in Suid-Afrika hierdie geleentheid kan kry om nuwe ordentlike Afrikaanse musiek en musiek bietjie met diepte te kan beleef, maar ook natuurlik dit verder te kan vat, want daar is nie regtig geleentheid vir liedjieskrywers in Suid-Afrika ordentlike geleentheid nie. En dit is maar net bietjie hoogtyd dat mense staan bietjie 'n platform vir hulle gee. Nee, dis merkwaardig. So jy hoef nie net een van die wenners te wees om te wen nie. Jy kan nog steeds 'n voordeel hier uitkry al is jy nie onder die top 20 in die land nie. Absoluut. En dit is eintlik wat dit so uniek gemaak het. Ek vat met verlede jaar was dit toe 6 van die top 10 liedjies was eintlik opgeneem. En dis nie eers gepraat van die res wat natuurlik daar buite uitgesit is nie. So dis regtig liedjies van kwaliteit wat skrywer natuurlik trek, maar dit skep regtig daai geleentheid vir mense om enigiemand eintlik om natuurlik jou liedjie dalk moontlik vlerke te kan gee. Barry, as ek nou onseker is en ek wil inskryf en ek weet nie waar die beoordelaars gaan kyk nie, wat is hulle kriteria? En ek is my eerste keer, my familie hou van my lirieke, maar ek weet, waarna gaan die beoordelaars kyk?
Weet jy, eintlik daar's echt so baie goeders waarna mense kyk. Kyk, heel eers natuurlik kyk ons na jou taalgebruik. Maar kyk, enige persoon kan sê, weet jy wat, ek stap in die straat in plaas van ek wandel op hierdie vlakke. Verstaan, dit gaan oor die manier wat jy ook Afrikaans interpreteer. Ons wil 'n nuwe manier kry van Afrikaans in dieper woorde te kan uitdruk. Of In plaas van hierdie- Afrikaanse lirieke wat sê kom saam my. Dan wil ek iets voorkom. Presies. Verstaan, 'n mens wil regtig nou liedjies sê bietjie met diepte. Verstaan jy en wat sin maak ook. So, dis kom veral met die eerste ronde van beoordeling is dit meestal oor die lirieke wat beoordeel word om te kyk weet wat is dit tematies, pas dit by die musiek. Verstaan jy, is die lirieke korrek gebruik want ja, Engels word nie toegelaat nie en kras en kriektaal daar glad nie. Want op die einde van die dag wil ons regtig ordentlike musiek soos van die ou dae in 'n nuwe wêreld inbring natuurlik met tegnologie en 'n nuwe manier van musiek maak. So ons kyk byvoorbeeld na dit, ons kyk na jou kreatiwiteit ten opsigte van hoe jy 'n spesifieke tema saam met 'n genre natuurlik kan sit. So dan pas dit want jy wil ook nou nie 'n opwindende liedjie maak oor papa's nou net verstaan deur 'n kar getref nie. Nee, dit moet ten minste pas daarbey. Verstaan? So daar's klomp sulke lekker goeders as ons kyk na melodielyn en kreatiwiteit en so dis eintlik ietsie van alles, maar die groot ding is dit moet uit die hart uitkom. Want op die einde van die dag verstaan ons wil die stories van ons Afrikaners daar buite hoor en verstaan hierdie is jou geleentheid om bietjie daai pragtige storie van jouself en van jou familie en so natuurlik in musiek oor te dra. Nou so gepraat van die tegnologie, Terien, dis interessant want julle het 2 afdelings. Ons het Een waar kunsmatige intelligensie nie gebruik mag word nie, een waar dit wel gebruik mag word. Vertel ons bietjie meer daaroor. Ja, so, ag kyk, ons lewe in 'n dinamiese wêreld waar tegnologie ons vooruitgang. En ons het net besef dat kunsmatige intelligensie al hoe meer 'n rol speel met kreatiewe prosesse. So, jy weet, in plaas daarvan om dit te vermy en te ignoreer, het ons besluit, okay, ons kan dit verantwoordelik gebruik. En dit is hoekom ons nou 2 afdelings geskep het. So een waar jy tradisioneel nog kan inskryf, self, jy weet alles is lirieke, maar nog steeds die lirieke moet nog steeds van jou afkom. Okay. So jy skryf self in, maar dan die ander afdeling is waar kunsmatige intelligensie as 'n hulpmiddel gebruik word. So dis net 'n hulpmiddel. Okay. Maar dit help net om, jy weet, jou bietjie anders te laat dink. So dit is hoekom ons nou net gesê het, weet jy wat, is vrye teels. Jy kan kies watse afdeling jy voor wil inskryf, maar Barry sal nou 'n bietjie meer daaroor vertel, maar daar's een goue reël wat nog steeds bly geld. En is Goue reël is Goue is die lirieke moet oorspronklik wees. Jy mag nie KI of ChatGPT of enigiets gebruik vir jou lirieke nie. Want omdat op die einde van die dag ChatGPT en al hierdie hulpmiddels kan letterlik vir jou idees gee, maar dit is 'n samevatting van ander mense se woorde wat basies hy nou vir jou ietsie mee skryf. Ek wil nie ander mense se stories hoor nie, ek wil jou storie hoor as liedjie-skrywer. So die lirieke regdeur al 2 afdelings moet oorspronklik wees. Barry, 'n mens kan so 'n liedjie skryf, maar op die ou ene moet hy die liedjie moet gestalte kry. Die liedjie moet iets tasbaar of sensories raak. En daarvoor is die gurus daar, nie. Absoluut, want dis die ding, jy vertel nou jou storie, maar verstaan verpak jy dit reg en is die emosie wat jy daarin sit, is daai emosie reg wat jy Is gebruik? daai liedjie wat die mense luister op die regte manier vervaardig en Want dis die ding, ons moet eintlik kyk en dis waar weer eens een van daai beoordelingspunte, is dit 'n liedjie bijvoorbeeld wat 'n oorwurm kan wees of is dit 'n liedjie met daai egtheid wat jy natuurlik daai storie reg oordra. En dit is eintlik waar 'n groot deel van die gurus ook natuurlik regtig 'n groot rol speel. Is dit jy nou hierdie basiese konsep en dan van daar af help jy eintlik dit verwerk want op die einde van die dag is dit die gurus wat die liedjies gaan sing. So jy hoef nie 'n sanger te wees Hulle gaan jou liedjies sing. Hulle gaan jou liedjies sing. So jy het nie nodig om 'n sanger te wees om in te skryf in hierdie kompetisie nie. Die doelstelling is om ook natuurlik vir hierdie gurus dan 'n liedjie te kry wat hulle dan kan vrystel op die einde van die dag. Maar dit was nou per toeval en gelukkig genoeg geweest. Verlede jaar se top 3 al 3 is fantastiese sangers ook geweest. Die gurus gesê, weet jy wat, kom sing dit saam met ons. En toe hulle sommer saam die liedjies ook opgeneem. So maar jy hoef nie 'n sanger te wees om in te skryf nie. En dis ook wat sê die gurus regtig help om daai liedjie so nie net vlerke te gee nie, maar om dit relevant te maak en dit moontlike treffer te kan maak sodat meer mense natuurlik daarna wil luister. Nou Terien, vir mense wat nou sit en kyk, jonk, oud, reg oor Suid-Afrika, wat wil inskryf? Waartoe gaan hulle? Hoe doen hulle dit? Dis baie maklik. So al wat hulle moet doen is besoek ons webblad by www.skryfit.co.za. Al die inligting is daar. Hulle is natuurlik ook welkom om op ons sosiale media platforms by FHK Skryfit te gaan loer. Facebook, Instagram, dit is oral. Of selfs FHK se Facebookblad te gaan loer. Dis so maklik soos dit.
Nice. Baie dankie julle twee. Dankie vir julle tyd vanoggend. Ons waardeer dit. Dit is baie opwindend om te weet daar gaan soveel nuwe Afrikaanse musiek vrygestel word. Absoluut. En dankie vir die platform wat julle geskep het. Baie dankie vir julle opgewonde. tyd. Dit is dan Barry Terrein van die FHK. Die FHK skryf dit kompetisie. Nou kyk, as jy ooit gewonder het of jy 'n skrywer is, jy is. En dit is nou so maklik soos dit. Jy kan gaan inskryf hiervoor en wie weet dalk sing een van 'n famous persoon jou liedjie. Bly skakel, ons is nou weer terug.